'n mens kom nie kerk toe vir die sang en musiek nie. Jy kom nie kerk toe vir die boodskap nie. Jy kom kerk toe vir dit wat nou gebeur het, vir die teenwoordigheid van die Here. Daai wat ons as kinders van die Here saam kan aanbid. Toe ons die week met die eiendomsagent oom Boetse vergadering gehad het, sê ek vir hom, dat die kerk is 'n baie belangrike punt, die gebou van die samekoms van die kinders van die Here. Toe sê nee, dit is nie so nie. Jy is die liggaam van Christus, jy is die tempel. Iewers mis ons iets. Het jy al gesien as jy vuur maak, en jy sit 'n houtjie daar neer, en hier neer, jy gaan nie vuur hê nie. Maar jy sit daai vuur by mekaar, sit die hout in mekaar, en dit is die liggaam van Christus in die kerk. Ja, u is die liggaam van Christus, hy is heeltemal reg, maar dit is baie kosbaar, wanneer ons kyk, wanneer ons kinders van die Here saamkom, en ons aanbid 'n lewende God saam, en dan kry ons die ervaring wat ons vanoggend het. Die teenwoordigheid. Die hoëpriesters het in die tempel, en Cecilia het vanoggend daaroor gepraat, die hoofpriesters het in die tempel begin bid, en dan kom, op die tabernakel, dan kom die wolk van die Here in. En weet u, ons het so 'n bietjie wolk ervaar vanmôre. En dit is hoekom ons hier is. Om die teenwoordigheid van die Here te geniet. Die sang en musiek van die woord is net tot lering en stigting. Maar die teenwoordigheid van die Here is wat vir my baie, baie belangrik is. En ek bid dat ons dit sal oppas in die gemeente. Dat ons dit nie sal te weer laat nie. Maar altyd kyk na die teenwoordigheid. Daar's 'n bietjie baie ekko op my mic. Is dit af? Nee, okay, maar ons kyk dit gou-gou daar so Louis. Ek is af op monitors. Dis monitor dood. Okay. Ek dink soos 'n blik volgens. Wat maak die saak nie? En jy af 'n bietjie bas by sit en die dribbel afvat. Dis maar net lank reg te kry vir die video's wat ons wil maak. Daar sê, dit klink 'n bietjie beter vir julle. Reg so? Daar sê baie dankie jou Louis, nie, hy sharp so hoor. Goeie kanselpreek, taal sharp so. Alright, ons is almal mense en ons Petrus het so mooi, hy sê as jy nie in jou woorde val nie, is jy 'n volmaakte man en ek is toe nou nie een nie. Ek gaan vanmôre met julle praat oor versoekings. Nou gaan julle vir my sê jy nou genoeg oor sonde gepraat nie. Nee, ek het nie. Ons gaan praat oor versoekings en dan gaan ons aan met die boodskap. Volgende week gaan ek praat oor beproewings. Maar gaan ook volgende week versoekings en beproewings net vanaf opsom, dat ons net weer waar ons was en van die mense wat volgende Sondag hier gaan wees, laat daarom op dieselfde bladsy as ons is. Daar's 'n baie groot verskil tussen om versoek te word en om beproef te word. Dis eintlik 'n baie lang boodskap as ek albei saam preek, so ek wil dit nie graag doen nie. Ons verstaan is baie bedompig en warm hier binne, so ons hou maar die boodskappe ook maar kort. Ek het ook nie nodig om vir 'n uur lank te probeer vertel, ek wil sê nie, ek het eintlik 'n paar minute nodig. Maar daar's 'n groot verskil tussen 'n beproewing en 'n versoeking, maar vanoggend staan ons vas en kyk 'n bietjie na om versoek te word en versoekings. Dan gaan ons na Matteus 4 vers 1 tot 11. Matteus 4 van vers 1 tot 11, daar is nog ons baie teksies. As jy die kans gee om dit neer te skryf en jy wil vinnig gaan opsoek, is jy welkom. Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. Net vinnig stil staan daar, Jesus kom in die doopbad uit en direk daarvan af is die laaste wat hy mense sien. En die Heilige Gees lei hom in die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. As dit nie gebeur het nie, sou die res van hierdie boodskap nie regverdig gewees het nie. En nadat hy, dit is Jesus, 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword. Glo my, na 3 dae is ek baie honger.
Nie na verjaardag daar nie. En die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. Ek wil vir u sê, ja, brode klippe leef. Ja, maar luister wat sê hy, as u, asof die Satan nie presies weet wie is Jesus nie. Tot die demone het hom erken, toe hulle uitjaag. As u, asof hy nie weet nie. En Jesus, en die versoeker het na hom gekom, en gesê, as hy die seun van God is, dat hierdie klippe brode word. Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, weer daar is geskrywe, die woord van God. Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Toe neem die duiwel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan. En hy sê vir hom, as u die seun van God is, weer twyfel. Onthou die Here Jesus is baie swak. Honger, swak. Werp u self af, want daar is geskrywe, hy sal met ander woorde God sy engele bevel gee aangaande u, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. Jesus sê vir hom, daar is ook geskrywe, weer woord, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Weer neem die duiwel hom saam na 'n hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid. En sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee as u neerval en my aanbid. Weer sê Here Jesus, honger, dors, uitgeput, op sy swakste. Gaan weg, Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna het die duiwel hom laat staan en daar het engele gekom en hom gedien. Sit hy tussen hakies vanmôre, na jou versoeking, gaan die Here jou bedien. Moenie bekommerd wees nie. Lukas 4 vanaf vers 13. En toe die duiwel elke versoeking geëindig het, het hy 'n tyd lank van hom gewyk. So hy teruggekom. Selfs die seun van God moes op sy lewe op aarde deel met hom die hele tyd. Ons sal vanoggend kyk om in versoeking gelei te word. Wat beteken dit? Ook wat is versoeking? Dan ook wie is die versoeker? Wanneer word ons die meeste versoek? Is versoeking sonde? Hoekom versoek die duiwel ons? Wat is sy plan met ons? My boodskap vanmôre, tot die allerhoogste steen van God, die Here Jesus Christus, was versoek. En ons as kinders van die Here gaan ook versoek word. Weer wil ek sê, daar's 'n verskil tussen versoeking en beproewing, want die een vat jou hel toe en die een vat jou hemel toe. Maar daaroor sal ons volgende week praat. Eerste versoeking, maak hierdie klippe brode. Hoekom sal die Satan vir die Here Jesus Christus sê, maak die klippe brode? Hy het dan nou net water in wyn verander. Wil jy vir my sê, hy weet goed wat die Here Jesus kan doen. As hy water in wyn kan verander, en siekes kan gesond maak, en so wat. Hy het presies geweet wat sy vermoë van die Here Jesus. Sê vir hom daar, maak hierdie klippe brode. Het jy geweet as jy 40 dae vas,
en jy eet dadelik vaste stof, sterf jy. Kan jy die slinksheid van hom sien? Die moordenaar, die bedrieger, die leenaar. Sê vir die Here, eet, maak jy's honger man. En hy weet, as die Here van daai brood eet, is dit die einde van hom. En hy kon ontslaag geraak het van die Here Jesus. Nie gewerk nie. Tweede versoeking, werp u self af van die tempel se dak af. Hoekom? Want hy het geweet as die Here Jesus Christus dit doen, kan hy homself doodval. Weer probeer hy in daardie versoeking om my Here Jesus Christus te kry, om homself dood te maak. Maar my Here Jesus Christus is slimmer as dit. Hy sê wat die woord sê. En ek wil vir julle sê, ons gaan nog daarna kyk, wat die woord sê. Dis nodig. En die derde versoeking kom. Vat hom op na 'n berg, en hy wys hom al hierdie koninkryke van die wêreld. En ek wil jy moet vanmôre saam met my baie mooi dink. Al die rykdom, al die geluk van die wêreld. En weet jy wat hy bied dit vandag nog vir ons aan? Weer sê die Here Jesus, nee, ek stel nie belang nie. En al wat die duiwel wou gehad het, hy wou hom weer bedrieg het. Want hy wou sy gate die Here Jesus moet sy knie buig en hom aanbid. Nee. My vraag vanmôre aan u is, hoeveel van ons aanbid die duiwel vir die geld? Elise, ek hoef nie eens met jou te praat oor dit. Hoeveel het hulle siele verkoop vir dit? Vir die rykdomme van die aarde, families verruil, die kerk verruil, Christus verruil, vir die rykdomme van die aarde. Maar Jesus Christus wys vir ons, nee, dis nie reg nie. Ons gaan dit nie doen nie. 3 keer kom die duiwel by Jesus met 'n twyfeltegniek. As jy. En ek wil vanmôre vir u sê, hy kom by ons ook vanmôre. O Louis, is jy? Martie, is jy dan 'n kind van die Here? En hy kom met 'n twyfel by ons in ons harte. Op hierdie stadium was my Here Jesus Christus baie honger en selfs dors. Hy's deur 'n woestyn vastyd van 40 dae in 'n woestyn. Hoe voel jy in 'n woestyn na 40 dae? Luister, dis brandwarm in die dag. En dis ijskoud in die nag. Dis stof, dis sandstorms. My Here Jesus en die Heilige Gees by mekaar. Maar kyk wat doen die vyand. Hy kom eers na 40 dae. Toe die Here Jesus Christus nou werklik op die plek kom waar hy swak in sy liggaam is. Maar ek wil vir jou vandag 'n ding vertel. Dit maak nie saak hoe swak in jou liggaam is nie. Die Heilige Gees in jou bly sterk. En die Heilige Gees sal jou bly ondersteun. En die Heilige Gees sal by jou bly, sodat jy sterk bly in elke versoeking. En ons gaan dit nog kom vandag. Ons gaan nou daarby uitkom. En die Here sê vir hom, gaan weg van my, jou Satan. En hy moes hom gehoorsaam. En as jy mooi gaan kyk, eindig daai gedeelte met 'n uitroepteken. So dit was nie 'n versoek van die Here nie. Hy het hom nie versoek en sê, duiwel, gaan weg nie. Hy het hom sê, Satan, wyk! Kom weg van my af. En hy moes hom gehoorsaam. Anders sou hy opgeëindig het met 'n uitroepteken nie. Hy het hom nie gevra nie, hy het hom beveel. Die vraag is dit, word ons versoek? Is versoeking sonde? Doen ons sonde wanneer ons versoek word? Vra wat ons vra. Kom ons kyk wat sê die woord.
Hoekom versoek die duiwel jou? Wat is die rede? Baie eenvoudig. Hy wil jou vernietig. Hy wil jou vernietig. As jy soos die verlore seun in die varkhok kan kry, is hy op sy gelukkigste. As hy jou verloofring van die Heilige Gees af van jou kan kry, is hy op sy gelukkigste. As jy jou kan doodmaak, is hy eers op sy gelukkigste. Kom ons kyk na die eerste vraag. Word ons ook versoek? Verseker word ons versoek. Die wat skryf 1 Korintiërs 10 vers 13. 1 Korintiërs 10 vers 13. Ja, maak jou Bybel lyk ook soos 'n inleerboek. Dis pragtig. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou, wie nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle die versoeking kan verdra. Weer wil ek vir u sê, God die Vader versoek niemand nie, behalwe deur jouself, deur menslike begeertes. Maar die Here beloof ons in 1 Korintiërs 10:13, laat hy ons sal by ons staan. Dan kry jy so baie keer dat mense sê, die Here sal jou beproef bo ons kragte nie, dis nie wat daar staan nie, versoek bo ons kragte nie. Die Here sê ja van nooit beproef bo jou kragte nie, nooit. Maar die duiwel sal kom en jou versoek bo jou kragte. Wie die een wat die Here nie dien nie, wie die wêreldsling, want hulle word ook versoek. Maar kan jy waarborg, hulle word versoek bo hulle kragte, want hulle het nie die Heilige Gees by hulle nie. Kind van die Here, ons het die Heilige Gees, en ons sal nie net eenvoudig versoek word bo ons kragte nie. Dis 'n belofte van die Here. Ja, ons word versoek, maar die Vader beloof ons nooit bo dit wat ons kan hanteer nie. Daar is 'n vermaaning oor versoekings wat ek en jy moet doen. En nou praat ek spesifiek van in die kerkewêreld. Broeders, Galasiërs 6:1, ekskuus. Galasiërs 6 vers 1. Broeders, as iemand ewentueel deur een of ander misdaad oorval word, wanneer een van u 'n fout maak, selfs ek, moet julle met die geestelik wat geestelik is, so een reg help met die gees van sagmoedigheid. Terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie. Dis my 'n belangrike punt in die kerkewêreld. Ons is so vinnig as iemand verkeerd doen, of verkeerd gaan, of iets nie reg doen nie, om op hulle rug te spring. Het jy gesien? Dis nie sagmoedigheid nie. Want weet jy wat gaan met jou gebeur? Hulle gaan nou vir jou sê, het jy gesien? Hy sê, let daarop. Let daarop. Wanneer iemand versoek word, dat jy hom nie trap in die grond nie. Ons is almal mense. Ek wil vir jy sê, ek het nou 'n stuk gekyk oor wat gebeur as 'n salftes van die Here val. Ou Jimmy Swaggart was die beste voorbeeld van dit. Die Here het hom lankal vergewe, maar die kerk het hom nooit vergewe nie. Hy sal sterf. Ek weet nie of hulle hom ooit sal vergewe nie. Maar hy het hom ook op 'n troontjie gesit, waar hy nie gehoord het nie. Salftes van die Here, een van julle wat hier sit. Versigtig vir dit. Met ander woorde, versoek gaan ons versoek word. Maar waarmee word ons versoek? Jakobus 1 vers 13 tot 15. Hier is wat die mooiste gedeelte. God versoek ons nie. Luister mooi. Want God kan nie deur kwaad versoek word nie. So die versoeking kom van kwaad af, kom van die duiwel. Maar elkeen word as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. En dit gebeur met ons. Daarna, as 'n begeerlikheid ontvang het, waar dit sonde. En as dit sonde tot volle ontwikkeling gekom het,
bring dit die dood voor. Weet jy, dit is hartseer om dit te sê, maar dit is die woord van die Here wat dit sê. Nie ek nie. God versoek jou nie, die duiwel versoek jou. En die einde van daardie versoeking is die dood. Ek gaan 'n simpel voorbeeld gebruik. As jy begin drugs gebruik, wat dink jy wat se uiteinde daarvan? Is die dood. Galasiërs 5 vers 19 tot 21, waar Paulus hier praat oor hierdie spesifieke sonde. Galasiërs 5, 19 tot 21. Ek gaan net 2 gedeeltes vinnig opnoem vir u. Sonde en versoeking loop hand aan hand. Hy praat hierso van sonde soos oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dodelike dinge, dergelike dinge. En dan ook in Romeine 1:28 tot 32, en lees ek wil jy moet dit neerskryf, sonder natuurlike liefde, ander woorde homoseksualiteit. Vers verder sê hy, al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Hierdie happy-go-lucky Christene, wat dink, en ek het laas ook daaroor gepreek, hierdie happy-go-lucky Christene wat dink hulle kan doen wat hulle wil, leef soos hulle wil, en die koninkryk van God wag vir hom, omdat hy een keer sy hart aan die Here gegee het. Daar wag 'n groot verrassing vir hom. As hy in hierdie wêreld betrokke is, van versoeking en hierdie sondes leef, gaan jy die koninkryk van God nie sien nie. Dis wat hierdie woord vir my sê, dis ongelukkige realiteit. Hier's nou 'n belangrike vraag. Doen ons sonde as ons versoek word? Doen ons sonde as ons versoek word? Maak jy dit reg? Ek wil sê nee, jy doen nie sonde as jy versoek word nie. Jesus was dan versoek, die seun van God, wat geen sonde gehad het nie. So die versoeking is nie die sonde nie. Die slang, die duiwel, die leienaar, moordenaar, hy kom en versoek jou. Met een rede, hy wil jou vernietig. Hy het dit met Jesus probeer, en hy gaan dit met jou ook probeer. En ek kan ek vandag vir jou 'n ding vertel. Hy kom dit juis doen, wanneer jy absoluut op jou swakste is. Ek weet jy van u ondervind dit so nie. Hy sal jou nooit kom pla wanneer jy sterk is nie. Hy gaan jou nooit kom pla wanneer alles reg in jou lewe is nie. Hy gaan nooit by jou kom wanneer jy siek in jou liggaam is nie. Dis wanneer jy op jou siekste is, op jou swakste is, op jou moegste is, met die ergste omstandighede om jou, dan gaan hy jou kom versoek. Dis die lafaard wat hy is. Dit is sy karakter. Dis nie 'n probleem wanneer jy die Heilige Gees het nie. Pastoor Paul Lou, 'n dierbare vriend van my, inteendeel, hy was my mentor vir baie jare. Geweldig opgekyk na hom. Inteendeel, ek was sê vandag nog, het my hierdie pragtige woorde gesê, en ek was nog 'n jong man gewees. Dis jou Corrie, jy kan nie help as 'n voël oor jou kop vlieg nie. Jy kan dit nie keer nie. Hy sê, maar versekerlik kan jy keer, laat hy nie kom nes maak aan jou hare nie. En dit is hoe dit is met versoeking. Die goed vlieg so verby jou elke dag, en jy gaan juist op jou swakpunte versoek word, wanneer jy op jou moegste gedaanste is. Jakobus 1 vers 14 tot 15, man, nou begin ek lekker preek. Jakobus 1 vers 14 tot 15. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikhede weggesleep en verlok word. Ander woorde, daai voël kom maak nes. Daarna, as die begeerlikheid, ander woorde die versoeking, ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort.
So my raad aan jou is, keer dit voor jy daar is. En ek gaan nou begin afsluit. Hoe deel jy met die versoeker? Baie eenvoudig. Matteus 4, vers 10 tot 11, sê Jesus vir hom, gaan weg, Satan, en jy bestraf hom. Jakobus 4, vers 7, wat ek glo elke kind van die Here moet verstaan. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Jesus het hom ontkleed. Is nie die voetbank van die duiwel nie, dis andersom. Maar ons verstaan dit nie andersom nie. Ons is bo hom gestel as kinders van die Here. Ons het groter mag as wat ons dink. Ons het groter autoriteit in die bloed van Jesus en deur die Heilige Gees en deur die woord van God. Die Here Jesus Christus het hom elke keer weerstaan net met die woord. Maar ek wil vir julle sê, wanneer ek die boodskap gaan bring, the 4 circles of prayer, gaan ek vir iets baie kragtigs verduidelik in die Bybel. Wandel in die lig. Wandel in die lig van die Here. Mense beweeg weg van die Here Jesus af. En wat gebeur met hulle? Hulle bevind hulle self in 'n donker plek. Wanneer die lig is nie, is duisternis. En juis in daardie duisternis gaan jy eenvoudig aangeval, versoek word om die verkeerde te doen. As jy vanmôre vir my sê, pastoor, ek sukkel verskriklik met sonde in my lewe. Jy het nie 'n sondeprobleem nie. Jy het 'n verhoudingsprobleem. Kom en sorteer jou verhouding met die Here Jesus Christus vanmôre uit en die sondeprobleem raak net weg. Want hoe nader ek aan Jesus beweeg, hoe minder sonde gaan jy doen. Nie wil ek doen nie, jy gaan dit net nie doen nie. Jy sal altyd versoek word. En so nou en dan gaan jy val. Dit is so. Dis die realiteit van mens wees. Maar glo vir my vandag, dinge wat ek nie kon gelos het nie, toe ek nader aan die Here beweeg, en ek het geveg, glo my, elkeen van ons wat vanmôre hier sit, kan sê, Here, ek veg hierdie sonde. Ek beklei hierdie ding wat nie reg is nie. Maar môre is dit weer 'n probleem, môre is dit weer, dit bly 'n probleem. Hoekom? Maar kan nie waarborg vanmôre, kom onder die lig van die Here Jesus Christus, kom onder die salwende krag van die Heilige Gees, hê 'n verhouding met die Here, en al hierdie goed verdwyn soos mis voor die son. Praat nie van jou probleme nie, ek praat van jou versoekings. As jy vanmôre sê, Here, ek het geval in versoeking. Ek is nog steeds vas in daardie probleem. Ek voel, Here, daar is nie regtig vir my genade nie. Here, ek het dit net te veel keer al verkeerd gedoen. Ek het dit net verkeerd. Weet jy, hy sê hy sal nie geknakte riet breek nie. Hy sê hy gaan nie die smeulende lampet uitdoof nie. Hy gaan jou juis aan die brand steek. Dis juis vir ons wat val onder versoeking, vir wie hy gesterf het aan die kruis. Hy het nie vir die regverdige gekom nie. Hy het vir ons as mens gekom wat weet, ons het foute, ons doen dinge verkeerd, hy het vir ons gekom. En ek wil vanmôre vir jou sê, dit maak nie saak wat die versoeking is wat die duiwel vir jou gegee het nie. Al het jy geval vir dit, arme koning Dawid, God die Vader het hom nog steeds vergewe. Daar was vergifnis vir hom. Aan 'n vrou begeer en 'n man doodgemaak, maar daar was nog steeds vergifnis vir hom. Die sondes wat ek laasweek oor gepreek het, kan vir jou 'n probleem wees. Moet dit asseblief nie doen nie. Kom ons buig ons hoofde. Here, ons as u kinders word versoek deur die vyand. Presies dieselfde as wat u versoek geword het. Ons word nie minder of meer nie. Maar u kon die vyand weerstaan deur om die woord te gebruik en die salwende krag van die Heilige Gees op u. So bid ek nou vir elkeen vanmôre wat hier sit. Laat u deur die salwende krag van die Heilige Gees
En die lig van die waarheid en van die woord oor ons sal skyn, sodat ons kan weerstand bied teen elke versoeking, dat ons nie sal val, Here, maar dat ons dit sal kan weerstaan. En ek bid U ook, Here Jesus, as een van ons of van ons heiliglik onder versoeking staan en sukkel en swaar kry onder daardie versoeking, waar U wat sê, U is die een wat die uitkoms sal gee. U is die een wat die verlossing van daardie versoeking sal gee. Laat U elke hart sal aanraak vanmôre en 'n uitkoms sal gee vir daardie versoeking en vir daardie sonde wat my medeboeties en sissies inval of ingeval het. U sal nooit die geknakte riet breek nie, of die lampet uitwis nie. Vra dit in U naam, Here. In Jesus kosbare naam. Amen. Amen. Baie, baie dankie. Wanneer U versoek word, U kan weerstand bied. Die antibiotika vir 'n sonde siekte, hier is hy. Die swaard teen die vyand, hier is hy. Leer hom. Lees hom. Maak staat op die Heilige Gees. Wanneer U hierdie woord lees en leer, dat U sal lei in alle waarheid. Baie dankie, Dean. Dis wat Here het. Musiekspan.